Welkom by Fairland Gemeente, die gemeente wat 'n geestelike tuiste bied vir oud en jonk, waar jy kan staatmaak op kwaliteit pastorale versorging en kontekstuele prediking vir eie tydse mense. Geniet u tyd saam met die woord van die Here. Goeiedag, hartlik welkom by hierdie erediens uit Fairland Gemeente. Ek is Dominee Rudolf van die Westhuizen. Kom ons word stil vanoggend voor die Here. Here, baie dankie vir hierdie geleentheid wat ons het om na Here ook nou te mag stil word rond die woord. En daarom is die versigtiging van ons hart. Kom Here, kom praat met ons. U kinders wil luister vanoggend. Amen. Liewe gemeente, die Here ook vir jou kom groet en verseker van sy liefde, van sy genade en van sy barmhartigheid. Wees daarom gegroet van hom, die Vader, die Seun en ook die Heilige Gees. Amen. Ons nou die geleentheid om die Here se groet te antwoord en saam te sing. Die lied wat beskerm sal verskyn, lied 450, soos dit verskyn beskerm. Jy kan net so sit en saam sing of net luister na die woorde. Lied 450, ons sing dit tot eer van die Here. Uit die woord van die Here wat ons vanoggend saam lees uit Lukas 2 vers 14. Dit sê eer aan God in die hoogste hemele en in die mense in wie hy welbehae het. Dis 'n lied waar die engele uitgewassym het toe die goeie nuus gehoor het op pad daar na Bethlehem toe. Eer aan God in die hoogste hemele. Nou my broer en suster, ons leef in 'n wêreld waar die gesproke woord van hierdie Lukas 2 vers 14 so 'n stille kontras staan met die werklikheid wat binne ons lewe. Dit is so asof die moderne mens vandag nie meer die eer aan God kom bring in hierdie tyd wat ons lewe nie. Al meer hoor ons van mense wat begin vra het oor die Here, al meer mense wat begin wonder of die kerk nog relevant kan wees, en meer mense is vandag so gedryf deur die gejaagd na winskopers in Kerktyd, dat nie meer tyd het om stil te staan by hierdie kind in Bethlehem nie. Eer aan God in die hoogste hemele is so 'n vraag wat heel waarskynlik verdwyn het in ons samelewing. Ek herinner my aan as ek gaan vakansie hou daar in Jeffreys Bay. As ek so opry na my huis toe waar ek bly, dan is dit my opvallend, daar sit altyd mense in huis wat so sit en kuier op hulle stoep. En niks fout daarmee nie, dis vakansietyd. Maar dan kyk jy net so die deur, net langs die deur staan hierdie woorde, die huisnaam is Soli Deo Gloria, aan God al die eer. En kyk jy op na die stoep, dan besef jy, hoorie, maar jy stille kontras tussen die naam wat op die, van die huis is en die leefstyl van die inwoners van daardie huis.
En dit is baie keer die ding wat my so opvallend is in die kerk ook vandag nie. Dis soos ek en jy sing en opgewonde is binne die 4 mure van die kerk, maar in die wêreld waar ons lewe word dit oorval deur die gedryf en die gepraat van die mense wat ontkennend lewe teenoor hierdie Here wat gebore is. Nou my broers en susters, goddank, kan ek het so stel, goddank, dat die eer van God nie afhanklik is van jou en my se verering van hom in hierdie tyd nie. Die Here se eer is in hom en was in hom en sal in hom wees vandag en sal tot in al ewigheid daar wees. Die eer van die Here is nie afhanklik van jou en my verering van hom nie. Daar is nie 'n vakuum in God se lewe wat gevul moet word deur jou en my verering van hom alvorens ons saam in engelike uitsing eer aan God die hoogste hemel nie. En dis die goeie nuus van Kersfees. Hier is die waarborg van die eer van God. Is nie geleë in mense se verering van hom nie of in die wêreld se saam sing in hierdie lied nie. Dit lê in Jesus Christus homself wat die waarborg is van sy eie eer en heerlikheid in hierdie wêreld. En dis die boodskap van Kersfees. Daai kindjie wat gebore is in Bethlehem, wat ons juis kom oproep en vir ons kom sê, hier is die waarborg dat ek vereer sal word en ek die heerlikheid het in hierdie wêreld. Kersfees beklemtoon nie net die heerlikheid van God nie, maar dit vergroot ook hier die heerlikheid van God. Dis nie net alleen die skepping wat sing oor die skepingsheerlikheid van God nie, maar is ook nou 'n skepping wat sing oor die herskepingsheerlikheid van ons Here Jesus Christus. En dis die mooie van. Dis nie alleen die engele om die troon van Jesus wat dit sing nie, maar hierdie lied breek ook nou deur op 'n besondere manier op aarde, dat ek en jy ook as gebroke mens kan deel word om saam te sing in die engelekoor, om die eer van God ook hier te besing. Nou word dit 'n lied wat gesing word en wat weer klank in die werklikheid van die lewe van ons lewe. Die bedoeling van die lied in Lukas 2 is juis dat die wêreld ook ingetrek sal word en saam in engelekoor dit sal sing en die heerlikheid van God ook sal proklameer in die tyd op in ons lewe. Maar nou is die tragiese werklikheid, my broer en suster, en weet ons, dit ervaar ons ook elke dag in hierdie lewe, dat daar's baie mense wat nie die heerlikheid van God besing, soos ek en jy dalk dit doen elke dag nie. Dis die tragiese werklikheid. En die Bybel noem hierdie werklikheid eenvoudig in een woord opgesom, sonde. Hermann Tinkl, die bekende Duitse teoloog, het 'n prent wat hy elke jaar Kersfeestyd voor in sy boekhart ophang, waar hy vaskyk van sy lesenaar. En dit is vir hom die betekenis van Kersfees. Op hierdie foto is daar net eenvoudig 4 manne wat loop met kersse in hulle hand op pad om ander 4 mense te ontmoet. En telke male as mense in die spreekkamer kom en almal tolke, natuurlik dan vra hulle vir hom, wat beteken dit? En voordat hy nou eers die antwoord gee, dan vra hy vir hulle, wat sien julle in hierdie prent? En dan sal mense klomp dinge sê, dis die 4 mense, seker 4 toegewyde Christene wat daar loop. Of hulle is dalk van 'n omgee groep, of uitgeleese groepie mense in die gemeente, wat daar vasgevang het. En dan sal hy moet natuurlik hulle reg help en sê, hier is die 4 herders. Eindelik op daai prent is dit 4 misdadigers wat afgeneem is, en daai toneel begin vervul het. Mense wat in die periferie van die samelewing is, wat nie deur ons meer erken word nie. En dan vertel Helmut, daar was een man wat loop op die foto, wat elke jaar die rol vertolk. En hy kom staan elke jaar so by 'n krib, en hy kniel voor hy krib en sê, U het my in my donkerste uur ontmoet, en U was die son in my lewe. En dan sê Helmut, Solo Deo Gloria, hierdie man het ontdek wat beteken het om aan God die eer en heerlikheid te bring. Mag ek en jy ook in hierdie Kerstyd ook so saam in die engelekoor sing, want ons het ontdek wat beteken hierdie kind se lewe in daardie krib vir jou en my. Mag ook sy heerlikheid ook gaan proklameer in die wêreld, en ook weer dat seëvier, ten spyte van 'n wêreld wat nie wil saam sing nie. Mag jy ons help ook in hierdie Kersfees om so in te gaan, en Here te eer en te verheerlik. Amen. Hemelse Vader, Here Jesus, Here baie dankie vir die woord. Dankie Here dat ons aan hierdie eer en heerlikheid kan vashou en kan deel word daarvan, en saam in engelekoor ook kan sing, eer aan God in die hoogste hemele, en ook in die mense in die welwaai.
Mag dit ook ons lied bly in hierdie tyd van ons lewe. Mag Here ook sodoende u lig in die donker wêreld laat skyn. Amen. Aan die einde van hierdie video sal ons ook skermbeeld hê waar u geleentheid kan hê om die dankoffer te bring aan die Kerk Veerland om hulle bediening te ondersteun hier waar ons ook geroep is om die kerk van Here te wees. Ek sê weer baie dankie by voorbaat vir ondersteuning. Jy kan dit doen by wyse van elektroniese oorplasing of per snapscan soos op die skerm sal verskyn. Baie dankie by voorbaat vir ondersteuning. Ons het ook nou 'n geleentheid om 'n lied saam te sing, lied 358 gaan nou op die skerm verskyn en jy kan hom ook saam sing en rustig agter sit waar jy is, moet ook saam sing en ook dalk net luister na hierdie besondere lied. Hier is die goeie nuus, my broer en suster. Die Here ook in hierdie tyd op ons staan vir jou kom seën en verseker van sy teenwoordigheid in ons lewe. Ontvang ook met binnenharte daarom die seën van die Here en gaan leef ook in sy vrede. Die Here sal julle seën en hy sal julle behoed en hy sal julle bewaar. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en aan jou sy vrede kom gee. Sy vrede wat alle verstand te bowe gaan. Amen. Ons vertrou dat u die tyd saam met die woord van die Here geniet het. Mag die Here u seën en sy hand oor u hou tot ons mekaar weer sien.